Ek het altyd gewonder hoekom die mense altyd gesê het, hulle hou nie van Joanna of miskien van Abraham nie. Alles by die werksplek. Ek het ook altyd gewonder, dieselfde Abraham en Joanna word ook uitgestoot by die familiedinge of ewen by die vriende besigheid. Altyd gewonder, wat is dit met hierdie twee mense? En hierdie twee mense is spiritual gifted, klaar, maar daar kom tye waar, ewen by die werksplek, waar hy so uitgesluit gevoel en so aan. Goeiedag geliefdes in Christus. Wil ek gou die volgende ene met iemand deel, hoekom die gevoel gaan gekry het, by die collega's, by die familie en by die vriende. Amen. Nou my broer, my suster, die Abraham en die Joanna nou, wat nie gehou word van die werk, en van die familiedinge en van vriende, wat altyd so uitgesluit voel, so alleenlik. My broer, my suster, die feit dat destiny, die future, het klaar inligting vir die mense gegee. Amen. Wacht. Hierdie mense, wat nie van hou nie, weet klaar wie is. Maar weet nie wie is nie. Amen. Laat het bietjie insak in die spirit. Kom ek vat vir u terug by Joseph se plek. Joseph het droom gekry. Maar Joseph het klaar vir die broers van hom gesê. En hierdie broers het klaar geweet wie Joseph was. Maar Joseph het nie geweet wie hy sal gaan word nie. Daardeur het Joseph sy eie broers nie van hom gehou nie en probeer vir hom uitstoot. Laat hulle nie later by hom gaan buig nie. Die feit dat die experience kry by die werk en by die familie en vriende, weet hy mense klaar, destiny. Amen. Kom ek vat gou weer vir terug. Dis die gedeelte wat nie in ons huidige Bybel is nie, maar dis die gedeelte wat in die ander Bybels is, wat uitgestoot is, die chapters. Kom ons 'n bietjie dieper daarin moet gaan in 'n ander video. Amen. Amen. Toe ek nou die gedeelte gaan gelees ook, nadat ek die boeke gelees het, ons sal hier ook praat oor die ander gedeelte. Prys die wonderlike naam van die Here. Nou die feit het al begin by Adam en Eva. En daai tyd toe was daar 'n slang gewees, wat ons vandag sê die vyand. Nou hierdie vyand, die slang, wou vir Adam en Eva, voor hulle ook die kinders gaan gekry het. Daar was 'n tyd gewees, wat hierdie slang vir Adam en Eva wou uitgeskop het, doodgemaak het, dat die uit die prent uit moet gaan. Laat die Here, hy het gedink, die Here moet nou vir hom gebruik, en nie vir Adam en Eva nie. So was die vyand teen Adam en Eva gewees. Amen. En hy wou vir hulle uitgeskop het, doodgemaak het, dat hulle uitgaan uit die prent uit. Toe dink die Satan, die slang, hy moet gebruik word van die Here. Maar die Here het vir Adam en Eva geprotect, alhoewel hulle in hulle se tydjie ook gehad het om gestraf te word vir dit wat hulle gecommit het in die garten. Ons sal bietjie praat oor die gedeelte, maar kom terug by die gedeelte waar jy uitgestoot word. Die kind van die Here, die persoon weet, die familie weet die destiny, die vriende waarmee jy bly, is bewus van die destiny wat jy het. Die collega's is klaar bewus van die destiny wat jy het. Dis hoekom jy die pressure kry wat jy kry. Amen. Toe our Lord Jesus Christ deurgegaan het, een oomblik, toe was het Halleluja, prys die Here. Ander oomblik, toe was het Hosiana. Ander oomblik, toe was het Crucify Him. Prys die wonderlike naam van die Here. Dit is dieselfde wat jy moet deurmaak, wanneer jy die merk het. Die merk is geskrywe in Revelation. So hierdie merk wat jy het, wat jy klaar gekry het van die Here af, weet die enemy ook dat jy 'n merk het. So het die enemy ook vir jy gemerk om vir jy te affinish, voor jy die assignment, voor jy die destiny moet gaan reach. Maar die oomblik in hierdie pad waar jy loop, is die Here saam met jy, totdat die purpose en die assignment wat die Here op jy naam geskrywe het en gesê het, moet plaasvind. So wanneer jy verkieslik 'n calling het, en jy kry 'n pressure van die familie, van die werksplek, van die vriende af, en daar het die Here 'n woord gespreek, waar jy alleenlik gehoor van die destiny, van die future, in jy droom, in die vision. Wees in verwagting, dat die enemy ook nie vir jy sal uitlos nie. Dit het nie met jy begin nie, dit het ook begin by Adam
Adam en Eva. So het dit aangegaan met almal in die Ou Testament, tot by die Nuwe Testament, by our Lord Jesus Christ. Nou in hierdie generasie, wanneer u 'n calling het, en 'n heavy calling het, moet u in verwagting wees, my broer, my suster, dat die enemy ook in die kring sal wees, waar u noorde toe beweeg, waar u suide toe beweeg, waar u beweeg. By die werksplek, in die family issue, in die vriende. Om die ding probeer uit te praat uit u mind uit, maar onthou die woord wat die Here vir u gesê het, alleenlik. So die enemy sal ook by wees. Al wat u moet maak is om klaar te bewus te wees, dat dit nie met u gebegin het nie, en dat die Here saam met u is, en dat die woord wat u gehoor het by die Here, sal plaasvind, in die wonderlike naam van die Here. Die woord wat u gehoor het by die Here, waar die destiny bepaal, wat die future bepaal, sal plaasvind. Dit wat u ondervind by die werksplek, dit wat u ondervind by die vriende en die familie, is tydelik. Dit is ook deel van die proses om daar aan die kant uit te kom. Our Lord Jesus Christ moet deur dit gegaan het om by die kruis uit te kom. Prys die wonderlike naam van die Here. Voor our Lord Jesus Christ teruggegaan het hy gesê, ek los vir julle 'n helper. Dieselfde helper, die Holy Spirit, sal vir u help, sal vir u comfort, sal vir u guide by die werksplek, in die family issue, in die vriendekring, dat u purpose, die assignment, die destiny moet plaasvind. Amen. Want dit wat die Here gespreek het in u lewe sal plaasvind. Dit mag nou so bietjie teerie lyk. Dit mag nou so lyk asof dit nie so wees nie, soos dit geskrywe is in Habakuk 2:2-3. Maar die woord wat die Here op u gespreek het, waar u alleenlik gehoor het, sal plaasvind. En niemand absoluut sal kan stop nie. Al loop die enemy saam met u. Onthou, die gees van die Here is binne in u. Ek sê dit weer, al loop die enemy so u, saam met u, so saam, onthou dat die gees van die Here is binne in u. En dit sal vir u help om by u destiny uit te kom. Amen, prys die wonderlike naam van die Here.